As ek jou vandag moes vra, hoe sou jy tans God in jou lewe beskryf? Of anders gestel, wat is jou prentjie van God tans in jou lewe? Wat sal jou antwoord hierop wees? Hier is 'n baie belangrike vraag, want jou antwoord hierop dui iets van jou manier hoe jy God sou nader in jou lewe. Hoe jy in gebed met hom sal praat. Hoe jy 'n verhouding met God gaan bou. Selfs hoe jy ander mense om jou gaan hanteer op grond van jou persepsie van wie God is. Ons is tans op reis by Kruik met die reeks God is, wat ons juist kyk om te ontdek die hart van God. Een gedeelte wat ons sien waar God oor homself kom beskryf wie hy is in Eksodus 34. Moses is op pad op na die berg toe om as verteenwoordiger van die volk Israel met God te gaan ontmoet. En dan kom die Here en hy kom beskryf homself onder andere met die woorde: ek is barmhartig. Barmhartig is 'n woord wat ek nie dalk nie baie gebruik in ons alledaagse taal nie, maar dit kan dui op woorde soos medelyend, liefdevol, simpatiek, uitreikend, behulpsaam. Dit vertel vir ons van 'n God wat jou en my raak sien. 'n God wat saam met ons voel, 'n God wat ook uitreik en ons help ook onverdiend in ons lewens. As ons kyk na Jesus Christus, wat jy sy toonbeeld van God is, sien ons in Matteus 9 waar twee blinde manne, ironies wat God nie kan sien fisies, vir Jesus kan sien met hulle oë nie, maar 'n prentjie in gedagtes het van hierdie Jesus wat barmhartig is. Lees gesaam met my Matteus 9 hierdie gedeelte. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes hom gevolg, terwyl hy uitroep en sê: wees ons barmhartig, seun van Dawid. En nadat hy in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe, en Jesus sê vir hulle: glo julle dat ek dit kan doen? Hulle antwoord hom: ja, Here. Toe raak hulle oë aan en sê: laat dit vir julle wees, volgens julle geloof. En hulle oë het oopgegaan. As gevolg van twee blindes wat 'n prentjie van Jesus gehad het as die barmhartige ene, kon hulle met vrymoedigheid uitgeroep het: wees ons barmhartig, seun van Dawid. Hulle kon hulle vertroue in Jesus kom plaas, want hulle weet saam met daardie barmhartigheid kom hulp, kom iemand wat hulle raak sien, wat saam met hulle voel en wat iets daaraan sal doen. En dis vandag die uitnodiging vir jou en vir my dat ons vandag sal sien God as barmhartig. En omdat ons hom so kan sien en beleef, kan ons uitdagings, ons probleme, dit wat ons nie weet wat om mee te doen nie, met die Here kom deel, om hom aan te roep en te kan beleef dat hy ons raak sien, ons hoor en ons kan help in ons lewens. Vandag ook saam met hierdie uitnodiging sien ons ook dat Jesus ons nooi om ook barmhartig te wees, soos hy, om ook rond ons te kyk en te kan sien waar wil Here hy ons met 'n behoefte raak sien of uit te reik na iemand toe, saam met iemand te kan voel en te kan beleef dat die Here gebruik ons ook om sy karakter van barmhartigheid te kan deel met 'n gebroke wêreld. Mag ek in hierdie saam met ons vat in hierdie week in. Ek bid graag saam jou. Hemelse Vader, dankie vir u karakter van barmhartigheid, dat ons daardeur kan met vrymoedigheid toe kom, nie aanroep en te kan weet u sien ons, u voel saam met ons, u reik uit na ons toe. Dankie dat ons ook u karakter gaan uitbeeld in 'n wêreld wat honger en dors na u, dat ons ook barmhartig sal wees soos u is, Here Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.